Hartlike goeienaand, liewe vriende, by ons aandgodsdiensreeks van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige aand is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom die woord van die Here. Ons is vanaand by deel 8 van ons reeks. Ons lees vanaand saam uit die woord van die Here uit Lukas hoofstuk 24. Jesus was op pad en het met die Emmausgangers gepraat na sy kruisiging en sy opstanding. En nadat Jesus met hulle gepraat het, sê hulle hierdie spesifieke woorde in vers 32. Was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Vriende, wanneer ons deur tye van baie moeilike omstandighede gaan, dan is ons harte dikwels swaar, ons oë en ons ore is gesluit, en ons sien baie keer nie die doel van die lewe raak nie. Ja, dit is tye wanneer 'n mens moeg raak vir die lewe, nie net liggaamlik nie, maar ook geestelik en emosioneel. Soms raak die laste van die lewe net te swaar. In Lukas 24 lees ons van 2 disippels, wat op pad was na Emmaus. Hulle harte was swaar. Jesus is gekruisig. Hy is nie meer by hulle nie, en hulle het gevoel asof alles verlore was. Hulle het sonder hoop geloop op die pad. Maar toe kom Jesus self en stap saam met hulle, al het hulle hom nie eers herken nie. In hierdie gedeelte van vanaand leer ons waar ware rus gevind word, naamlik by Jesus alleen. Ons staan vanaand stil by 3 hoofpunte. Ons eerste hoofpunt vir hierdie aand is die volgende. Jesus kom na mense wat moedeloos en verslae is. Hierdie 2 disippels was vol teleurstelling. Hulle het gedink Jesus sou Israel verlos, maar nou was hy gekruisig. Hulle hoop het in hulle eie oë ineengestort. Hoe baie mense voel nie vandag ook so nie? Mense dra swaar laste. Mense voel moedeloos oor die toekoms. Mense wonder of God nog naby is. Maar die wonderlike troos van die evangelie is dit: Jesus het na hierdie moedelose disippels toe gekom. Hulle moes nie eers vir hom gaan soek nie. Hy het eers na hulle toe gekom. So werk die genade van God ook vandag. Jesus laat sy kinders nie alleen in hulle swaar kry nie. Hy kom deur sy woord, deur sy gees, en hy dra ons wanneer ons swak is. Ware rus begin wanneer ons besef, Jesus het ons nie vergeet nie. Die tweede punt vanaand is die volgende. Jesus bring rus deur sy woord. Vers 27 sê, en hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Jesus wys hulle uit die skrif wie hy werklik is. Die wêreld soek rus op baie plekke, in vermaak, in geld, in besittings, in mense, maar ware rus kom wanneer Christus deur sy woord tot ons harte spreek. Hoe meer ons die woord van God lees, hoe meer leer ons Christus ken. En hoe beter ons Christus ken, hoe meer vrede en rus vind ons harte. Dis waarom ons nie van die Bybel kan wegdryf nie. Die woord wys ons telkens terug na Jesus, die enigste verlosser en trooster. Dan die derde punt vanaand. Jesus verander ons harte van onrus na vrede. Nadat Jesus met hulle gepraat het, sê die 2 disippels, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gespreek het nie. Hulle het anders geword.
Die moedeloosheid het plek gemaak vir hoop. Die vrees het plek gemaak vir vreugde. Die onrus het plek gemaak vir vrede. Dit is wat Jesus doen, geliefdes. Hy verander harte. Die wêreld kan tydelike afleidings gee, maar net Jesus kan die diep onrus van die menslike hart wegneem. Net hy kan ware vrede gee, omdat hy ons met God versoen het deur sy kruis en opstanding. Daarom lê ons rus, nie in gunstige omstandighede nie, maar in 'n lewende verlosser. Geliefdes, die Emmausgangers het gedink, alles is verlore, maar Jesus het langs hulle geloop. Miskien voel jy vanaand ook moeg of bekommerd. Maar onthou vanaand, Jesus is naby. Jesus spreek deur sy woord. Jesus gee ware vrede aan die hart wat hom vertrou. Vind daarom jou rus, nie in die wêreld nie, maar by Jesus Christus alleen. Kom ons bid saam. Dierbare God en hemelse Vader, in hierdie aanduur, wanneer ons voor U buig, het ons 'n behoefte aan U vrede en U rus. U ken ons harte, Here. U ken ons bekommernisse, ons pyn, ons teleurstellings. Dankie dat ons dit na U toe kan bring. U bring vir ons die ware rus. Neem ons lewens in besit en gee vanaand vir ons U vrede. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, mag jy 'n heerlike nagrus hê.